Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 9de Januarie, die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n baie belangrike ding in ons lewe, selfbeheersing. Ons sukkel mos maar almal bietjie met daai ene, nê? So die mens wat oor ander wil regeer, moet eers leer om homself te bestuur. Selfbeheersing stel 'n mens in staat om jou eie belange, jou eie behoeftes en ook jou eie begeertes in perspektief te sien, sodat jy jou selfsug kan aflê en ander mense kan dien. Die grootste oorwinning wat 'n mens kan haal is juis oor jouself. God roep ons tot selfbeheersing omdat hy sy gees in ons uitgestort het sodat ons lewe, sy liefde oralste kan versprei. Kom ons gaan kyk wat sê sy woord rondom selfbeheersing. Spreuke 16 vers 32 sê, die lankmoedige is beter as 'n held en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. Galasiërs 5 vers 16 tot 26. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan sal julle nie onder die wet wees nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en alle dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogtelike begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. En dan ons volgende gedeelte kom hier uit 2 Timoteus 1 vers 6 tot 8. Om hierdie rede herinner ek julle daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag en liefde en van selfbeheersing. Halleluja. Die laaste gedeelte kom uit 2 Petrus 1 vers 5 tot 8. En ja, juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die deeg, en by die deeg die kennis, by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig en onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U nie vir ons 'n gees gegee het van vrees nie, maar wel een van selfbeheersing. Here, dat wat ons ook al sal doen, dat ons net eers 'n bietjie rustig sal raak in onsself, want Here, partykeer kan ons baie opgewonde raak. Nou doen ons dinge wat verkeerd is en wat U ook sekerlik nie goedkeur nie. Maar Here, wanneer ons onsself beheer en partykeer net ons gevoelens onderdruk en eers dink voordat ons praat, Here, dan of doen, dan sal dit met ons beter gaan. Here, ek bid dat U elkeen sal seën in hierdie naweek, Here, sodat hulle selfbeheersing sal uitoefen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen.